Welkom by die tweede preek in ons Esegiel vir vandag reeks. 'n Reeks wat ons probeer om te kyk wat haal ons uit Esegiel uit. Vandag is die tema, is die mees bizarre tema wat ek al ooit gepreek het, is van misvuur tot vars water in die dooie see. Ons het besluit om, ja, ons vel dit is ons, is nou ek en die Heilige Gees en die Vader en Jesus. Dat mens, ek wil nie Esegiel net met julle deurgaan soos 'n studie nie, ek dink, ek wil die beelde uithaal, ek wil beelde gesê, wat jy kan huis toe vat, en om jou te help om mekaar te lees. Ek weet nie wie van julle het al uitgepaas op 'n plek nie, op rugbyveld. Justin, jy het ons heavy rugby speel. Die eerste ding wat hulle doen as jy wakker maak, is wat sê hulle vir jou? Is jy okay? Ja, maar dan sê ja, ek is, dan sê ek, wat is jou naam? En dan sê 'n bietjie dink, en dan die tweede ding wat hulle vra? Dit is wel later. Waar is jy? En dan vra hulle, wat 'n dag van die week is dit? En dan sê jy kyk, en dan sê hulle, Paul, ek volg my vrou, en hy oog nie wel nie, dan moet jy af. Want ons moet constant weet waar ons is. Jy nie oggend wakker word, so het lyk om te weet waar jy is, want jy weet nou nie waar jy is. En jy weet hoe verwarrend voel dit. So Jordan Peterson sê, ons het so kompas in ons brein, wat ons heeltyd vergelyk met ander, om te kyk, is dit okay? Is dit te vet of te maar, is dit so sterk, is dit weet by die werk, waar is die ander, is dit ons van reunies hou, maar jy doen dit ook met God, dat jy wil kyk, is jy reg, jy weet, is jy bid jy genoeg, en verstaan jy genoeg van hom, en gee jy genoeg, om okay te wees, jy wil okay voor wees, verstaan jy van die genade, en dan ook met jouself, weet jy, kyk, is ek okay met myself, is ek gelukkig, genoeg vrede, en waar is ek in my pad van die lewe, so, nou, die Israeliete was nie okay geweest, en vooral die een Esegiel was nie okay geweest, en dan kom die Here na hom toe, wat hy 10 jaar voor die ander is hy weggeneem, saam die koning, in ballingskap, is dan 10 jaar daarna die volk gekom, so, toe wys die Here vir hom, want hy was lief vir hom geweest, en hy was lief vir die Here geweest, toe gee hy vir ons sulke beelde, om te help om mekaar te wees, en, om vir die volk te gaan vertel wat hulle moet doen om mekaar te wees, want hulle was nie okay geweest, hulle het dit nie geweet nie, maar hy gaan dit vir hulle wys. So die eerste beeld wat hy vir gees, die powerful van God se troon en wiele. Ek het nou die eerste keer dit lees, dit is my so mooi, ek het nog nooit ooit uit Esegiel gepreek nie. Wat eintlik wil sê, waar jy ook al is, want hy het gedink God sit in die tempel vast, dis nie God, nee, tempel kan my nie vast hou. Ek het weer wiele, en die troon van my sal na jou toe kom waar jy is. Ongelooflike kragtige beeld, en hy was toe in Babylon 800 kilometer, maar vir ons vandag nog, ons het sien, Jesus het al sy disciples gaan roep, en wel, hy het sy gees vir ons gegee, wat hy by ons is, en daar word van Jesus gesê, hy sal genoem word Immanuel. Dit staan nie 2 keer in die Bybel. In hierdie land is elke tweede mens naam Mohammed, duisende meer gespel, maar ek het nog nooit 'n ou se naam gehoor wat Jesus is. Maar ek het baie mense se name gehoor wat Immanuel is. Almal van julle ken Immanuel, saam in die koshuis of skool gewees. Want dit is half die titelnaam wat Jesus gehad het. Ons is allemaal Christen, dit beteken gesalfdes. Want dit is wat Christus beteken, dit is eintlik die titel. Hy is nie, die Christus is hy van, hy is Jesus wat verlosser beteken, en dan het hy die titel gekry dat hy die Christus is. Ons noem nou Jesus Christus. Maar sy naam is eintlik Jesus. So, Immanuel is die eerste ding wat hy moes beleef. God is baie, maak nie saak hoe lyk dit om jou. Die tweede ding wat hy toe vir hom wys, en wat dit ook beteken, om okay te wees, en dis wat hy vandag vir ons wil sê, jy sal net okay kan wees, deur jou hele lewe lang, as jy God as die ware noord op die kompas het. Wees, hy kompas nie 'n punt het waar jy gaan, en dan weet jy waar gaan jy heen. So alle kompasse
wys na noord. Jy weet, dis noord. Al sterre wat dit ook doen. En dit is die tweede ding wat hy vir hom gesê het. Want dit beteken dat God die sentrum van jou lewe wil wees en moet wees. En dis iets wat ons nie altyd verstaan nie. Dit beteken as God die sentrum van jou lewenswiel is. Beteken dit dat hy die Here van jou lewe is. En dat jou lewe, jou koninkryk deel van sy koninkryk, dit beteken dat jy jou verhouding sal bedryf soos hy wil hê dit bedryf word. Nie soos jy voel of dink. Dit beteken dat jou werk gaan jy doen vir hom. En dis 'n plek waar sy koninkryk kom. Dit beteken jy kan al daai goed vat. Jou fisiese gesondheid, hierdie liggaam is die tempel van God. Wat hy vir jou gegee het, dat jy moet oppas. So goed as jy kan, en dit moet 'n reinigende tempel wees. En jou finansies behoort aan die Here, so jy moet met hom gesels so wat jy daarmee maak. En ook sy deel gee vir sy koninkryk. En geestelik moet jy hoor hoe hy sê jy moet hom aanbid. Maar wat ons baie keer doen in die toets is eintlik maar, wat is in die sentrum van jou lewe? Want as jou vrou in die sentrum van jou lewe is, byvoorbeeld, en sy sê vir jou, liefie, ek wil jy vandag by die huis bly, dan bly jy by die huis. En as sy daai huis bly, dan koop jy huis. Al gaan jy bankrot, want sy is die sentrum van jou lewe. Sy is die koningin wat jy op jou troon sit. As jou werk daar is, dan gaan jy na geen kunste sportdingetjie toe nie, niks nie, want die baas bel hardloop uit. Veral in hierdie land gebeur dit maklik, want jy is bang jy verloor jou werk. As sport in jou lewe is, dan oorheers dit alles. Oggend, middag en aand oefen jy. Daar is die plek vir die Here nie, want dit gaan nou oor wat jy wil word. En veral in is moeilik as jy baie goed aan is. Verstaan jy my? En as geld in die middel is dit die God wat jy aanbid. Jy sal alles hê, jy sal nie bankroof om geld te kan. So God sê, as jy okay wil wees, dan moet ek in die sentrum van jou lewe wees. En weet julle, ek het dit gehoor toe ek klein was. Ek was, ek weet nie, staan in 3, graad 5. Toe kom my boetie ons met daai boekie aan. Hy kom toe vir my evangeliseer. Ek het die deur nie geword. Hy is vandag 'n medikus. So, toe vra hy vir my, sê jy bietjie vir my. Hy was nou hierdie opgesluit, hy was op 'n evangelisasie kamp gewees. Wie sit op die troon van jou lewe? Sê ek nie weet my lewe het 'n troon. Ek sê ja, daar is jy. Ja, weet jy dit? Jy is 'n koninkrykie, al die speelgoedjies van jou en jy so baie van nou karretjies en goed. Hy sê dis jou koninkrykie. Dis 'n klein koninkrykie. Maar wie sit op die troon? Sê ek nee, maar wie moet daar sit? Sê Jesus moet daar sit. Toe by kom hy na daai prentjie. Dis die vraag vandag vir jou. Maar sit Jesus daar? Weet, hy sê hy het gekom, Matteus 4:17 om wat te doen? Dis die kerkboodskap. Hy sê, sodat die koninkryk van die hemel, die tuin van Eden weer hier kan wees. Die koninkryk van God weer herstel kan wees. Dit wat bedoel is in die tuin van Eden, dat Adam en Eva namens God die karretjie sal bestuur, maar hy is die een wat op die troon sit. Ek regeer namens God. En hy sê, en wat hy nou verder vir hom sê, kom ek sê vir wat gebeur, jy is nie net okay as ek op die troon sit nie, jy word 'n seën vir baie ander mense, 'n seën vir baie ander mense. Hy sê in Esegiel 47:2, jy weet, jy word eintlik soos die water wat vloei na die dooie see toe. En jy word dit vir jou kinders, vir jou ouers, jou broers en jou susters, vir jou huweliksmaat, vir die mense wat saam met jou werk en vir die land. Hierdie land, moet voel ons is alles geseën omdat ons is. Want ons is anders. Wat maak ons anders? Ons lewe behoort nie onsself die behoort aan die Here. Ons sien dit as 'n geskenk. Ons tree ook anders op. Maar dit kan net gebeur, want dit het net gebeur as jy laat God op jou troon sit. En kyk, dit is mos nou die oorsonde van Adam en Eva. Hulle wou self op die troon sit. God het vir hulle gesê, ek is God en julle moet heers oor alles het. Toe kom die slang en hy verlei hulle, en wat doen hulle toe? Ja, hulle klim op die troon. God was heavy ontsteld geweest, so hy het toe gesê, uit die tuin uit. En die Israeliete, as jy hulle net sien, het dieselfde gedaan. Daai volk van God het dieselfde gedaan. En hy het nie al die tyd die tuin uitgejaag, hy het hulle weggevat na Babel toe. En dan sê hy vir hulle, jy weet, en hy sê vir ons ook vandag, ek wil nou vir jou sê, as ek nie op die troon sit nie, dan gaan jou lewe word soos 'n misvuur. En ek gaan net dit baie grafies uit, of weer lees wat sê hy, 'n misvuur. Daar is het, Justin, daar is 'n bos in Suid-Afrika as jy hom gebruik vir braaivleis, is dit
karee of kiepesol, mens sê kiepesol, weet jy daarvan, hy's giftig, weet jy daarvan? Taaibos, hy's taai. As jy daai vlamme maak giftig, jy kan doodgaan daarvan. Om eers te praat van 'n salonsroos, jy kan nie met hom vuur maak. Want eendag, die salonsroos is baie giftig. Dan eendag iemand by Susanna in sy plek aangekom, hy was self met weer te eet om salonsroos. Maar hy gedink hy eet salonsroos omdat hy eet 'n varkore, en toe is hy very siek, verstaan jy. Nou, dis is wat jy doen wanneer jy nie God op die troon het. Maar hy sê jou lewe is soos 'n misvee, en sê hy, dis 'n keuse. En as jy my op die troon sit, dan is jy soos vars water in die dooie see loop. Daar is 'n pragtige vers in Deuteronomium waar hy vir Moses sê, jy sê vir die volk moet sê, in jou lewe het jy 'n keuse of jy lewe of dood, kies seën of straf. Dan gaan dit net weer aanhaal. En dis hier waar jy vandag is, en jy weet, ek hou vandag 'n spieël hiervoor. Ok, strek, maar kom ons gaan nou na Esegiel, want dis eintlik waar ons lees. So Esegiel is nie okay. Hy sit 800 km, en dit was nie met 'n vliegtuig se vlieg nie. Hy is weggesleep so toe hy in die koning Babylon toe. Want God het hulle laat weggaan, hy het hom spesifiek laat weggaan. En hy is 'n man wat 'n priester geword het in die, hy was jong, ek dink hy was 25 toe hy weg was, en toe die Here hom verskyn het, was hy omtrent 30, dis waar jy 'n priester gaan word. Hoekom is hy nie okay nie? Want die volk het 'n misvuur. Die hele Israel, net vir hulle verduidelik, die rede is dat hulle self nes Adam en Eva op die troon sit heeltyd. En dis almal wat doen, dan is dit die kultuur van 'n volk later. Nou sê hy, vir Esegiel nou gewys het, dat ek is by jou, hy sê, maar jy moet nou teruggaan, so dat jy moet gaan praat met hulle. Baie is Jona. Hy sê vir hom, in hoofstuk 2 vers 1, die Here het gesê, staan op en gaan praat met die Israeliete. Nou, ek wil nie sê Israeliete is dan nou eintlik die wat oorgebly het, en ek sal net verduidelik, want die 10 ander volke was toe al weg. Dis die stam van Juda, die stam van Benjamin. Hy sê, en die Gees het my laat opstaan. Die Gees, die Ruach, wat God in hom geblaas het. Maar hulle harte is hardkoppig. Sê die Here vir hom en weet hy, daar, tot Afrikaans staan wat hardkoppig, maar in die Hebreë staan hulle harte is hard. Ons sal volgende keer praat oor hulle harte wat kan sag. Nou sê hy vir hom, vat 'n baksteen en teken Jerusalem af, daar is die baksteen, en slaan tente op en sit 'n skans voor jou en die stad. So daar is hy nou met sy baksteentjie daar, hy is nou daar en hy sit hom op, en hy sê, beleer die stad. Dis 'n teken vir Israel. Nou, ek wil hierdie goed is van, maar God het vir Hosea gesê, gaan trou met 'n prostituut, en hy het klomp kinders met haar. Dat jy is 'n priester, dan sê mense, wat maak jy? Dan sê, nee, die Here het sê, ek wil doen, want dit is presies wat julle met my doen. Julle is my bruid en julle oreer met ander gode. So hier sê hy van, dis wat jy doen. Maar dan gaan hy verder, hy sê vir hom, jy het die sonde van die volk op jou neem, en dan gaan weet wat jy doen, want hulle weet jy is 'n priester. Hy sê, gaan lewe op jou linker sy vir 390 dae. Ek dink sy elke dag, hy het nie die hele tyd daar te geleer nie. En dis vir Israel se sondes. En vir Juda se sondes moet jy 40 dae toe sy gaan. En die mense sal weet, jy is die sondebok. Nou kom ek verduidelik net gou vir julle. Onthou, hierdie is 'n profesie, so dis bietjie simbolies soos Openbaring, ook in die tyd beweer bietjie so. So Dawid het in jaar 1000 geleef as hy koning, en toe kom Salomo en hy word koning. En hy bou die tempel in so 960 voor Christus, en na Salomo het die ryk geskeur, en sy een seun Jerobeam en die ander een Rehabeam, het in die Heer kom ons voor die erf, so hy het in die noorde geregeer, en sy hoofdkwartier was Samaria. Nou weet julle hoe die Jode ook die Samaritane nie van gehou het. En dan Rehabeam het in Jerusalem geregeer. Nou daar is al boord vir hulle eie tempel opgesit, en hulle baie ander gode aanbid, en in die jaar 722 is hulle weggevat in ballingskap. Die Israeliete nooit weer teruggekom. Baie mense sê, waar is die stam, en dan sê hulle, luister, ons kom aan van die Joodse af. Ek weet nie eintlik nie. Maar daar was Esther ons in die stad Susan. Okay. Dan bly die ander ouens agter, vir nog 100 jaar. Maar hulle maak ook droog, maar minder. So daai 390 dae was om vir hulle te wys, want daar het seker Israel geskryf daar, die noordelike stamme, die 10 stamme, dat hy nou hulle sondes uitbeeld wat hulle gedoen het. Vir lang tyd, dis die jare wat hulle geleef het, van het Jerobeam in bewind gekom het, en julle het dit gelees, Agab en al die konings, wat bad was. En dan lee hy vir 40 dae moet hy lee, om die sondes te herinner van die volk wat God met hulle gedoen het, toe hy hulle
40 jaar die woestyn gevat. Dis simbolies daarvan, staan julle, okay. Nou gaan hy verder. Hy sê, vat koring, gars, boontjies, lensies, sorghum en spelt, en sit dit in 'n skotlei, maak vir jou kos daarvan. En jy moet daarvan eet, solank as jy op jou sy lê 390 dae lang vir Israel, en dan vir Juda die 40 dae. Nou sê hy vir jy moet die kos gebruik in vorm van 'n brood. Jy moet gaar maak op die droë uitwerksel van mense, waar almal dit kan sien. Die droë uitwerksel van mense. Ek kan nie eens eintlik al die Afrikaanse woorde gebruik, maar jy weet waarvan ek praat. Hy sê, wat? So sal die Israeliete ook onrein kos eet tussen die nasies, waarheen ek hulle gaan verstrooi sê. Ek wil, nou sien hulle maak hy die kos daar, of gaan hy dit maak? Nou sê hy vir die Here, hy sê, nee, hy sê, Here, hy sê, ek het u nog nooit verontreinig. Hy sê, ek het van my jong dae af tot nou, toe nie vleis van diere eet wat gevrek het nie, of roofdiere wat die roofdier doodgemaak, sê het geglo, dis onrein weer. Hy sê, ek gaan nie dit kan. Sê hy, jy kan maar jou kos gaar maak op beesmis. Nou beesmis, ken jy beesmis, is meer gras af. Wat is mis? Gaat hier die maag gekom. In plaas van op die uitwerksel van mense. Nou, jy weet, kyk die Israeliete na hierdie, wat doen die man? Hy maak sy kos, dit ruik sleg. Wat wil hy vir hulle sê? Dis wat julle is. Julle is 'n onaangename geur vir die Here. En dan sê die Here vir hom, maar kyk, die sonde van Juda is groot. Die land is vol moord. Die stad 'n verdraaiing van reg. En hulle dink die Here is nie meer in die land nie, en hy sien nie meer. Ja, jy weet, as ek hierdie lees, dan kry ek so holpel op my maag, want dis eintlik wat in Suid-Afrika raak. Daar is geen ontzag vir God nie, daar is moord, onskuldige mense, praat hy nog te swart, maar wat in Kalitsa leef, hy sê, hulle leef nou aktietraal, hy sê, nacht sluit hulle self toe, en dan skiet die ouens die buitenkant, die kan bly wees, jou kind is nie daar. En ons weet hoe gaan het, dit is verskriklik wat daar gebeur. Daar is 'n Rabbi Goldstein, hy sê die nasionale of die Rabbi van Suid-Afrika. Hy het gesê so tyd terug, die Here is nie meer in Suid-Afrika. Hy sê, wat ek net nog sê, Deuteronomium 11:26, hierdie volk, hierdie leierskap het gekies, nie vir seer nie, maar vir straf, nie vir lewe nie, maar vir dood. En wat aangegaan vir 30 jaar nou is daar 'n president in Amerika wat sê, wow, julle dink dalk is okay, maar dis nie okay waar. Dis glad nie okay. Ek dink die skaamte vir die president, so op die kap van die huis, op die opsette wol van skaapklere, die president. Hy is 'n skaamte. Wat kan ek net vir julle sê? En julle gaan nou sien, wat ek met hierdie teks gaan maak. Die Afrikaanse mense, die Christene, het nie veel beter gedoen. Ons te land gebou, dis waar. Baie mooi land wat hulle gekry het. Maar dit was nie reg geweest om so op mense neer te kyk. Ek weet dit is 'n moeilike situasie geweest. En so moet nooit vir iemand sê apartheid was goed geweest. As jy ooit swart mense liefhet en gesels met hulle, sê hulle is dankbaar vir wat gemaak is, maar hulle was verneder. Ek was 'n kindjie geweest, dan sien ek 'n jagie polisie, die swart mense hardloop hulle weg op pasboeke. Julle dink op pasboeke gaan jy met 'n pasboek hê om te weet waar jy is. En jy weet hoe voel ons dan, ons kan net nie in die Europa ingaan nie, want ons het 'n baie groot mamba wat vir jou pak. Dan slaap vir jou, keer jou af. Ons het dit met mense gedoen. Dis hoekom ek weet, die Here vergewe vir ons, maar dit bly altyd staan. Die boosheid, en kan ek nie sê, jy weet, miskien het jy nie daarvoor gestem nie, maar jy weet, ek onthou, dat my pa was 'n predikant geweest. Weet, hy het in die Broederbond behoort, en wat hulle gedoen het eintlik, die volk was op die troon geweest, alles vir die volk geweest. Toe ek 'n jong dominee is, toe kom op na my, toe sê ek wil die Broederbond aan, sê ek kan nie hierdie ding doen. Dit kan nie reg wees dat ons die volk so verafgod. En kyk, dit gebeur heeltyd. Verstaan jy wat beteken, jy sit op die troon, jy sien nie kleur nie, jy sien nie nasie nie, jy sê ek is in die eerste plek 'n Christen. Hy sê die boosheid het oorgespoel na ander nasies, sê hy sê die Filistyne. In die Gaza-strook is waar die Filistyne gebly het, waar bly nou nog daar. Het wraak gestoot. Hulle wou Juda uitwis.
want hulle weet, die een boede streef die ander na. En dan gaan hy aan en sê, Titus, sy heerser het gesê, ek is 'n God. Want daar is nie meer 'n God in Israel nie. Ek woon op die woonplek omring met gode. En God het sê vir hom sy plek. Dit sê mense en leiers het begin dink hulle doen dit. En dan het Moab, dis nou waar Jordanië vandag is in Edom. So waar Rut vandaan kom na Naomi. Sê Juda is nou net soos enige ander nasie. Daar's niks heilig meer aan hulle. Hulle sê anders. Hulle het altyd besny, het altyd die 10 gebooie gehad, hulle het die liefde vir God gehad. Hy sê, ja, hulle is nou net die ander. Dit gaan aan. Hierdie oorlog wat nou gewoed het, hier tussen, wel, kom ek sê, tussen die US, die UK, die EU, Ukraine en Rusland, so skande gewees. Ek stem weer saam met die president, ek wil hom sê wat hy wil, maar hy is toch wel reg, want hy wil vrede maak. Hier is allemaal Christenlande. 80% van Rusland is Christen. Ukraine is dieselfde. Die EU, ook daar is nou min oor. Die UK, daar is ook min oor, maar hulle is selfs Christenlande. En die US. Hoe maak jy oorlog teen mekaar? Jy weet, ek wil die moslim geloof het begin, omdat Mohammed gesê, as jy na die Jode kyk en die Christene kyk, dan sien jy nie iets anders by hulle. En hy sal wys wat die godsdienst is. Dieselfde met die Boereoorlog. Ek bedoel, die Britte was gelowige mense en ons Afrikaners, want dis die oorlog was wat in die Boerrepublieke is Christenmense gewees. Maar waaroor die oorlog gaan? Oor goud. Want die koning sit ons op die troon van die wêreld, nie God nie. Nou sê, en jy moet dink waar jy self is nou, hoe jy oorlog voer. Bekeer jy, sê hy vir hulle, in Jesegiel 3 vers 9, en draai om na my toe. Kom weg van die misvuur af, dat jy kan lewe kry. En dit is presies wat Jesus sê, die woord bekeer in die Nuwe Testamentieke metanoïte, wat beteken, dink nie bietjie anders. Soos jou pa en jou ma gedink het, en jy dink nie, kyk jy my oor na goed, sê hy. Dis wat moet gebeur, dan begin jou denke verander, jou dade verander, en later verander jy. Dit begin ons by jou denke, dan jou dade, word jy gewoonte, dan word jou karakter. Dat jy altyd sê, maar Paulus sê, vra altyd, of iets vir God, dan vir Jesus aanneemlik is, dit is die toets. Ek kan met my vrou praat, my kinders praat, my man praat, by die werk doen, besluite wat jy neem, is hierdie regtig aanneemlik. Is dit wat Cyril Ramaphosa sê, die goed wat hy gedoen, die geld wat hy gesteel het, die omkoopgeld? Nee. Jy sien, maar dit begin by 'n mens self wat sê, ek gaan geesgedrewe lewe, ek vra vir 'n dieper liefde vir God, en ek sal vissers van mense wees, en nou is dit by jou. Ek weet nie waar is jy nie. En nou kom jy by Jesegiel, wat nou, hy het oor die misvuur nou gepraat, nou praat oor die lewe. En dan gee hy 'n nuwe gesig, hy sê, maar moenie bekommerd wees, net in die 40ste hoofstuk, maar vir 40 hoofstukke het hy aangegaan met hulle, dan sê hy, dan gaan 'n nuwe tempel kom, en hy sê, hy gaan op 'n hoë berg wees, en daar sê hy, gaan ek my troon weer neersit. En waar my troon is ek, sê in Jesegiel 43 vers 7, en hy sê, wie wat dan gaan gebeur, en dan sien Jesegiel hoe vloei daar stroom water uit, en daar stroomwater vloei tot in die dooie see. En hoor nou hoe beskryf dit, Jesegiel 47, daar is 'n man gewees wat nou ons gemeet het, ons sien nou ook in Openbaring, hy sê, het my teruggebring na die ingang van die tempel toe, en toe sien ek, daar kom water onder die tempel se drempel uit, en dan sê hy, en toe laat hy my deur die water loop, hy sê, het was eers enkel diep, hy het nog 500 meter afgemeet, en my deur die water te loop, en toe word ek knie diep, en dit gaan nou erger, dan wat beteken dit? Dat by die stroom is dit, by die daar waar dit uitkom is dit min, dan word al hoe meer. Dit beteken, dis hoe mense meer begin besef, dat hulle die water van die lewe is, en hoe meer mense besef. Hy sê, en hy het nog 500 meter afgemeet, my deur die water loop, en toe het my heupe gekom, en toe gaan hy aan, hy sê, hy het nog 500 meter geloop, en toe die water het 'n stroom geword, dat ek nie kon deurloop. Onthou, hierdie is 'n visioen wat gaan wees, en dan sê hy, die water was diep, so dat 'n mens sou moes swem om daar deur te kom. Dit was 'n stroom waar 'n mens nie deur kon loop. En laat my toe al ons die stroom terugstap, en terwyl ek so terugstap, sien ek daar staan groot, hoë bome, weerskante van die boom, af van die stroom se waal. Wat nogal vreemd is, in daai streek, en die man het vir my gesê, hierdie water loop weg na die streek oos toe,
af na die Jordaanvallei toe, waar dit in die dooie see sal loop. Nou, ek weet nie wie julle was in Israel nie, ek hoop ons kan gaan as het verby is. Hier is 'n kaart, daar is die see van, die dooie see van Galilea is daarbo. Die dooie see is 'n groot see, hoor. En dan loop ons niks water uit nie, dis hoekom hy so sout ook is. So sien jy, daar is 'n geel kolletjie, dis nou waar Jerusalem is. So hy sê, en dis wat hy sien, die water loop daar af, ek was al daar, dit wil daar afloop. Dit is so 33 kilometer, dit gaan die water loop. Hy sê, wanneer die water in die see loop, sal die water van die dooie see vars word, sê hy. Hy sê, waar die stroom ook kom, sal het wemel van al die soorte diere, en daar sal baie vis wees. En die water loop af van die dooie see, en die see sal vastraak, en waar die stroom kom, sal lewe wees. Dis die gesig wat hy gesien het, en omtrent 600, wel 500, omtrent hier by 600 voor Christus, die gesig wat hy sien. En dan begin het waar word. Sien jy die vervulling daarvan in die jaar 515. Toe die tempel weer gebou word, hulle teruggegaan, hulle was so 70 jaar lang, toe gaan hulle terug. Wel hy daar nou nie meer geleef nie, maar sy geslag het het gekom. En wil ek net sê, Nebukadneser het geleef 562, is hy wat hulle weggevat het, en sy ryk, Babyloniese ryk is oorgeneem deur Kores, die Persiese ryk wat die naby ons lê. En van 550 tot 330 was daai ryk aan die gang. 'n goeie ryk. Dis waar koning Darius was, wat saam met Daniel Leeukuil was. En in daai tyd het hulle die volk laat teruggaan. En in 515 het Nehemia begin om weer die tempel te bou. Dit was 'n gesukkel vir omtrent 300 jaar voordat Christus gekom het, 400 jaar. Maar weet julle wat het in daai tyd gebeur? Die Here het begin om daai watersloot gereed te maak met die man met die naam van Alexander die Grote. Hy het die Griekse ryk opgesit. Ek wil net 'n bietjie kyk. Hy's van Griekeland tot amper by Indië gewees. Nou, julle gaan later sien, dis hoekom die evangelie so vinnig versprei het. In watter taal is die Nuwe Testament geskrywe? In Grieks. Sodat almal hom kon verstaan het. Want hy het regeer tot 27 voor Christus en toe die Romeinse ryk, nou nie Alexander nie. Die Griekse ryk was tot toe en toe neem die Romeinse ryk oor. En kyk waar het hy gegaan. Hy het opgegaan tot bo by Britannië en tot by Armenië. En hulle het nog steeds eintlik maar Grieks gepraat, maar Rome was toe die hoofkwartier. Hy het aangehou tot omtrent 395 na Christus. Toe is hulle oorgeneem, maar Konstantinopel, daar was 'n oos en 'n wes, het regeer. Die Christene was daar met bewind gewees tot 1453. Dis so 500 jaar gelede. Toe die Ottomans oorgeneem het. En verstaan julle, dis die agtergrond, die Here het gelyk gemaak, en toe wat gebeur? Back by die jaar 0. Toe kom die tweede vervulling met Jesus se geboorte. En wat sê Jesus vir die mense? Hy sê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink, en die wat in my glo, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. En dan staan daar Johannes 7 vers 38, wat hy mee bedoel het is die Heilige Gees, wat nog nie uitgestort word. Maar dan word die Heilige Gees uitgestort. En as Jesus se Heilige Gees uitgestort word, dan is daar klomp mense in wie se harte hy gaan bly, waarvan sy disippels die eerstes was. En hulle maak van Jesus se koninkryk hulle koninkryk. Hy gaan sit op hulle troon. Al die goedheid wat hulle gesê het in die bergpredikasie, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van my is. Want hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat tree, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die vredemakers, die wat dors na geregtigheid is. En hulle gaan die wêreld in daai vars water. En 600 jaar na Christus is die Christendom in Britannië. Is hy in Afrika. Is hy af in Egipte tot in Ethiopië. 600 jaar na Christus. Hoekom? Omdat mense gesê het, Christus het op my troon. Die water van lewe gaan uit my vloei. Ons weet die moslims, Mohammed het gekom 632 en toe hulle die Christendom amper teruggedruk tot, hy was tot in Spanje gewees en toe die kerk hulle weer terugdruk. Maar ek gaan vir jou 'n video wys van hoe die kerk, hoe die water van die lewe gevloei het en dit net gevloei omdat mense gesê het, Jesus is die koning van my lewe. Jesus is die Here. Jesus is die Here. He's the Lord of my life. Kyk 'n bietjie hierna.
Ek en jy bly vandag daar waar die woord nog nie is nie. Hoe dit gebeur? Dis mense wat gesê het, Jesus is die Here. Dis mense wat gesê het, hy sit op die troon van my lewe, ek sal my tyd, my gawes, ek sal 'n lig wees daar waar ek skyn. En ons gaan verder daarmee hier waar ons sit nou. En dankie vir jou bydraes ook vir die sending. Ons het 2 mense in Egipte wat daar werk. Ons het in China, Burma, Laos en Thailand het ons in die afgelope 22 jaar 67 gemeentes gevestig. Dis soos 12,000 lidmate wat daar is. Ons is nou ook in Nepal en Indië het ons 2 sendinge wat spesifiek daar werk, of die werk wat ons doen is dit vermenig, jy kan net nie glo nie. Ons werk in Indië het omtrent 600 gemeentes tot stand gebring. En dan daai kolletjie in die middel is waar ek en jy bly. Hier, mense kom hier na toe om mee te bid, jy bly hier. Maar jy sal net 'n getuie wees as jy anders is. In jou eie lewe, in jou huwelik en in jou huis. Jy sal net 'n getuie wees as Jesus werklik op die troon van jou lewe sit. En die wat saam met jou werk sien dit. En as jy kan praat met locals, dan kan jy met hulle opneem. En hier kom ons mishoop nou. Hoeveel van julle is in staat, as 'n local by jou kom en sê, jy's 'n Christen, jy het nie daai boek wat jy lees, is oorvertaal en hy's verkeerd. Waar in die Bybel sê Jesus self, dat hy God is? Wat sê? Nee, ons sit met ons bek vol tande. Ons weet nie wat om te sê. Wat nog as hy sê, lei my na die Here toe, dan skrik jy heeltemal, bel jy vir my. Dis nie wat ek is. Jy het 1 shot. Ek kom ek vra vir jou. Hierdie klomp Afrikaanse mense, weet, hier's 140,000 Suid-Afrikaners in die land. 140,000. Ek dink eerder dis 80,000, dit laat my beter voel. Hier is net 1 miljoen Christene in die land, wat ons omtrent aan 'n 10de van is. Waar is hulle? Ek sê nie om allemaal hier wees nie, die is baie dankbaar vir filosoof van die MS, wat groot is 5,000, maar ek sien hulle daar nie, ek was al daar, maar min van hulle. Waar is hulle? In Suid-Afrika is dit 35% van mense wat in kerk gaan, maar ons moet luister wat sê hulle in die kerk, wat ook niks beteken my. Maar ek en jy sien nou in Suid-Afrika, ons is hier, en ek vra nou vir jou, wat doen jy met jou vriende? Wat geen lewende water uit laat gaan, maar al sê as Christene, of hulle is nie meer. As jy nog nie weggaan, jy kom in Suid-Afrika, mense vra vir jou, wat dink moslims? Hoe werk jy met hulle? En jy sê, na jy 25 jaar nie gebleid, jy weet nie, dis 'n skande, dis 'n bloody misfeer. En as jy gevra word, wat maak jy met jou vriende wat nie kom? Jy sê niks nie, dis net so skande. En ek dink dit is waar die misfeer in ons brand. En ons moet sê, ek verander. Ek gaan dit verander. Ek gaan nie meer dat hulle my praat en ek het nie antwoord. Ek gaan nie meer by ons verbyloop en nie vertel van die wonderlike die in die kerk was, by die praai en so voort. So wat ek jou wil vra, dit begin om te bid net vir mense, bid vir jouself ook. Begin net vertel van wat jy beleef, bring net mense saam, sê kom net eentjie saam, ons sal laai hulle op, het gaan nie by die kerk, het gaan die koninkryk, en kom vir opleiding. Ek het naaidag en ek begin met die opleiding, het ek vir my daai groep gesê, ek is skaam, dat het my 8 jaar gevat het, voor julle begin opleid en hoe met mense te praat wat anders geloof is. Ek is skaam vir jou wat kom, moet nie dat dit so wees nie. Ek gaan nou vir julle datums gee wat ons het gaan doen. Want die sien is jou keuse. Dis jou keuse of jy 'n misvier is, en of jy vaswater is wat die dooie see. Verander. Mense vra, wat is God se plan in my lewe? Sy plan vir almal van ons is dat die koninkryk moet kom. Dat jy sy beeld moet uitstraal. Dis sy plan vir almal van ons. Hoe jy dit doen, waar jy dit doen, het jy die keuse meer. Maar dit is wat hy van ons vra. Dis die roeping wat ons lewe is. Die vraag is, wat maak jy? Don't be afraid of the dark in the world.
You're gonna find a way to carry the weight of the world on your shoulders. You're gonna find a way. Don't be afraid of the light. It's alright. You're gonna find your way to carry the weight of the world through your prayers. You're gonna find your way home.